Welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons gaan voort met ons in-diepte Bybelstudiereeks om 'n hegter verhouding met God te hê. Ons is by les 4 en hierdie week gesels ons oor die rol wat die Bybel speel. En sekerlik het jy 'n eksemplaar van die Bybel of dalk vele. Dit is 'n kosbare boek, 'n boek wat deur die loop van die geskiedenis heen al 'n verbod opgeplaas was en wat dus soms in die geheim oorgeskryf moes word. Dit is die mees uitgegewe boek ter wêreld in enige taal en ook die oudste in hierdie kategorie. Party mense het met hul lewens geboet om hierdie boek te bewaar. Watter plek het die Bybel in jou lewe is die vraag. Lees jy dit of is dit net daar op 'n boekrak besig om stof op te gaar? Kan jy tyd inruim in jou dol skedule om die Bybel te lees? Dalk is jy soggens en saans net 'n poot uit om dit selfs oop te slaan. Onthou net dit, die woord van God is lewend en kragtig. Hoor die Here se roepstem wat sê, laat hierdie boek tot jou innerlike spreek, jou vertroos, jou bemoedig, jou voor 'n uitdaging stel en transformeer, en jou leiding en hoop gee. Kom ons bid saam. Here, terwyl ons in u woord gaan delf, Here, raak ons harte aan, wys vir ons die belangrikheid om u woord te studeer. Here, help dat ons dit getrou sal lees. Here, lees dat dit ons lewens kan transformeer, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons geheue teks kom uit Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die Bybel is die topverkoper boek in die wêreld en verkoop 5 keer meer selfs as die boek wat die tweede plek beklee. Maar dit was nie altyd die geval nie. Daar was 'n tyd toe die besit van 'n Bybel om dit te lees of selfs daaroor te praat rede kon wees vir gevangenisstraf, marteling en selfs die dood. As dit nie vir God se spesiale beskerming was nie, sou die Bybel lankal verdwyn het. Hoekom? Wat is so besonders aan hierdie boek dat dit tegelykertyd so geliefd en so gehaat is? Ons gaan in ons studie vandag kyk na die vyand van die Bybel, die korrekte en verkeerde maniere om die Bybel te lees. Wat is die Bybel en positiewe uitwerking van die lees van die Bybel? En dan gaan ons laastens kyk na vriende van die Bybel. Kom ons begin by die vyand van die Bybel. Een van die duiwel se grootste aanvalle op jou as gelowige met verrykende gevolge vir jou geloofslewe is om te verhoed dat jy tyd saam met die Here in sy woord deurbring. Sy mees suksesvolle strategie is die inspann van geldsake, lusteloosheid, moegheid of twyfel om mense weg te hou van die Bybel af. Hy weet al te goed dat Bybelstudie en stilte tyd innerlike mens verkoop en uiterlik woema gee. Dit is geensins verbasend dat Satan alles in sy vermoë doen om hierdie dinge te verhoed nie. Efesiërs 6 vers 17 sê, neem die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Dink aan wat die gesproke woord van God kan doen. Eerstens, dit kan skep en lewe gee, Psalm 33:6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leer. Of het kan dooies opwek, Johannes 5 vers 28 tot 29, maar moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Wat kan die Bybel, die geskrewe woord van God doen? Dit het krag om ons te verdedig volgens ons teks wat ons nou gelees het in Efesiërs 6 vers 17.
En dit kan ons verander. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Jesus het die Bybel gebruik om homself teen versoekinge te verdedig toe Satan hom versoek het in Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. In vers 7 gaan hy voort en sê, Jesus vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En in vers 10, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Satan weet dat hy magteloos is teen die krag van die Bybel. Daarom het hy probeer om dit fisies te vernietig. Hy het misluk aangesien die Bybelgenootskappe duisende eksemplare begin versprei het. Toe het hy probeer om dit deur hoër kritiek in diskrediet te bring. Nou probeer hy ons verhinder om dit te lees deur ons tyd en met ander dinge besig te hou. In die Great Controversy staan daar so geskrywe, Satan span elke denkbare middel in om te verhoed dat die gelowige kennis van die Bybel verkry. Want die eenvoudigste dinge wat mens daarin lees ontmasker Satan se strikke. Gaan ek hom daarmee laat wegkom is die vraag. Kan ek nie tyd in my program vind om die Bybel te lees nie? Deur dit te lees, word ons verander en word ons sterk teen ons grootste vyand, die duiwel. Hoe entoesiasties of onbestendig is jou benadering tot stilte tyd? Wat leer jy uit jou antwoord? Is daar veranderings wat jy kan maak indien nodig? Antwoord hierdie vraag vir jouself. Kom ons kyk na korrekte en verkeerde maniere om die Bybel te lees. 2 Timoteus 2 vers 15 staan daar, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van waarheid reg sny. Wanneer dit by persoonlike Bybelstudie kom, moet ons egter daarteen waak om ons persoonlike verwagtinge en perspektiewe op die Bybel af te skuif. Wat ons begeer en wat God vir ons begeer, stem nie altyd ooreen nie. Ons behoort byvoorbeeld nie die metode waar mens jou oë sluit en jou vinger op 'n teks plaas en dit dan te lees te gebruik nie. Dit is nie hoe die Here met ons wil praat deur sy woord nie. Nou wat is die verkeerde maniere? Hier is 'n paar. Nommer 1, soek iets wat by ons eie standpunt pas. Dis nie die regte manier nie. Tweedens, kies tekste lukraak en sonder 'n doel. En derdens, kies die dele waarvan ons hou en verwerp die dele waarvan ons nie hou nie. So hierdie is nie die regte maniere om die Bybel te studeer nie. Maar wat is die regte en korrekte maniere? 1. Soek deur die Bybel om God se wil te leer ken. Doen 'n sistematiese studie en moenie enige tekste verwerp nie, maar ontleed hulle almal. Dit is hoe ons die Bybel moet studeer. Ons studie van die Bybel moet rasioneel wees, maar ons rede moet onderdanig wees aan die krag van die Heilige Gees om die Bybelse boodskap reg te kan onderskei. Hoekom? Omdat ons rede beperk en nie altyd betroubaar is nie. Daarom moet ons, wanneer ons die Bybel studeer, die wysheid van die outeur soek en dit is die Heilige Gees. Dit bring ons by ons volgende punt. Wat is die Bybel? Dit was 'n tendens onder party liberale teoloë van die 60er jare om God uit die teologie te skryf. Toe in 2017 verskyn 'n uitgawe van die tydskrif Time met hierdie opskrif: Is Truth Dead? Dit is nogal interessant want hierdie tendens is tekenend van die kontemporêre samelewing se standpunt. As 'n begrip is waarheid besig om tot nie te gaan. Ons hoor mense sê, ja maar hierdie is my waarheid en daai is jou waarheid en niemand weet eintlik meer wat dit is nie. Volgens populêre kultuur is maatstawwe iets van die verlede, het ons geen vaste grondslag wat die aanslae van die tyd kan deurstaan nie.
In ons samelewing en selfs onder Christelike kringe bestaan daar 'n oortuiging dat waarheid relatief is, dat daar geen waarheid is wat konstant en onveranderlik oor tyd bly nie. Die Bybel as die woord van God maak egter aanspraak op absolute waarheid. Psalm 119:160 sê, die hele inhoud van u woord is waarheid en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Jesus het gesê in sy gebed in Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is waarheid. Dit verklaar dat dit suiwer is en 'n beskermende skild teen menslike sofistiek is. Spreuke 30:5 sê, elke woord van God is gelouter, hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. As ons enige van ons eie waarhede daarby voeg, kan ons as leenaars voor God beskou word. Spreuke 30:6, voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar openbaar word nie. Enige aanspraak, enige waarheid moet aan die Bybel getoets word. Wanneer daar 'n teenstrydigheid is tussen wat ons as waar beskou en wat in die Bybel staan, is daar twee moontlikhede. Of ons is verkeerd, of ons interpreteer die Bybel verkeerd. Jesaja 8:20 sê, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Uiteindelik moet die Bybel en die Bybel alleen die grondteks wees. Die bron van alles wat ons as waarheid begryp. Alle ander bronne moet aan die woord van God getoets en beproef word, selfs wat ons as die rede of redeneringsvermoë verstaan, moet daaraan getoets word. Party mense beweer dat daar nie iets soos die waarheid is nie. Waarom is hierdie stelling op sigself weersprekend? Met ander woorde, waarom is hierdie aanname dat daar geen waarheid is nie op sigself 'n poging om te sê wat die waarheid is? Met die gevolg dat daardie aanname eintlik op sigself weer lê. Dink 'n bietjie daaroor. Kom ons kyk na die positiewe uitwerkings van die lees van die Bybel. In Psalm 119:11 staan daar, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Gestel julle wend julle tot die Bybel wanneer iemand in die gesin voor 'n groot besluit te staan kom, of wanneer verhoudingsprobleem ergens kop uitsteek, of wanneer een van julle voor 'n uitdaging te staan gebring word. Hoe sou die huishouding anders daar uitsien? Gestel die Bybelse leer word werklik die lens waardeur almal die wêreld beskou, die maatstaf waarby almal wil hou. Hoe sou die werksplek of die kerk anders daar uitsien? Die Bybelskrywers het geweet hoe waardevol die skrif is. Geen ander boek spreek so tot die innerlike en uiterlike lewe soos die woord van God nie. Die vraag is net, hoe gemaak om hierdie gedrukte woorde op papier in jou binneste te laat blom, is die vraag. Iets wat selfs die felste vyand van die Bybel nie kon ontken nie, is die krag om mense te verander. Paulus vergelyk dit met 'n swaard wat groot krag het. Dit laat ons onsself sien soos ons werklik is. Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Dit bewaar ons van sonde volgens Psalm 119:11. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Dit is voedsel vir die siel, Jeremia 15:16. Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Dit laat ons geestelik groei, 1 Petrus 2:2, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Hy gee ons ook lewe.
Johannes 6 vers 63, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Geen ander boek kan ons so beïnvloed soos die Bybel nie. Wanneer ons bereid is om sy leringe in ons lewe toe te pas, verander ons ten goeie. Die woorde in ons Bybel kom van God self. God het dit pertinent vir ons gestuur en vir elkeen wat al ooit na hom gesoek het. Wanneer ons dit bidtend met 'n ontvanklike hart lees, word ons lewens verander. Watter stryde wat jy tans stry, spreek die Bybel aan. Let op die dinge wat die woord van jou vra. Waarom moet mens nooit toelaat dat die eie ek jou keer om dit te doen nie? Kom ons gaan na ons volgende punt toe, vriende van die Bybel. 1 Tessalonisense 2 vers 13 staan daar, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woorde van mense nie, maar soos dit waarlik was, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Vriende van die Bybel benader dit met die besef dat dit die lewende woord van God is. Maar hoe kan ek tot daardie oortuiging kom, is die vraag. Dit is deur geloof dat die woord van God in die mense binneste werk. Wanneer jy die Bybel oopslaan met die oortuiging dat God iets vir jou wil sê, deur daardie gedrukte woorde, sal hy inderdaad met jou praat en aktief in jou lewe werk. Die feit is dat die mense geloof en verwagtinge so 'n geweldig deurslaggewende rol in so baie sye speel. Nietemin is daar goeie nuus. Selfs al is jou geloof klein, dalk so klein soos 'n mosterdsaadjie, kan die Here dit laat groei. Markus 9:24 sê, en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Paulus sê vir ons dat ons daarvoor geestelike onderskeidingsvermoë nodig het. Dit wil sê die vermoë om geestelike dinge te verstaan. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem nie die dinge van die gees van God aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Daarom is die onderskeiding van die goddelike boodskap in die Bybel die werk van die Heilige Gees wat in ons werk. Wanneer ons die Bybel op hierdie manier ontvang, wys dit vir ons toestand van ons verhouding met God. Dit leer ons hoe om daardie verhouding te versterk. Ons ervaar 'n geleidelike verandering. Ons kom nader aan Jesus. Dit maak ons wys tot redding. Ons groei in die kennis van die waarheid. Ons geloof groei en word versterk en ons het hoop. Ons is bewus daarvan dat 'n beter, ewige, wonderlike lewe op ons wag. Vra jouself die volgende vraag af. Wat is my gesindheid of houding, my hartsingesteldheid en benadering wanneer ek die Bybel oopslaan? Is my opinies my dryfveer? Probeer ek my sienings regverdig? Kom ek daarenteen met ontvanklike gesindheid na die Bybel? Kom ek met die vertroue van 'n kind bereid om 'n kopskuif te maak, soekende na die dinge wat God vandag vir my wil sê? Waarom is ons antwoord hierop belangrik, is die vraag. Ek sluit af met 'n kwotasie uit Skrede na Christus, bladsy 109. Die Bybel verklaar die waarheid op so 'n eenvoudige manier en dit word op so doeltreffende wyse aangepas by die behoeftes en verlangens van die mensdom dat dit selfs die geleerde mense verbaas en terselfdertyd die weg tot die saligheid aan die nederige en onverfynde mense openbaar. En tog handel hierdie waarhede wat in eenvoudige taal aangebied word oor onderwerpe wat so verhewe, so verrykend is, dat die omvang daarvan ons verstand te bowe gaan. Maar ons kan dit aanvaar, omdat God dit bekend gemaak het.
Hoe meer ons die Bybels ondersoek, hoe sterker is ons oortuig dat dit die woord van die lewende God is en die mens buig neer voor die majesteit van die goddelike woord. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie studie wat ons kon deurgaan. Heer, help ons om meer tyd saam met U in U woord te spandeer. Heer, my help ook dat daardie woord deur middel van die Heilige Gees ons lewens sal transformeer. Heer, ons bid ook terwyl ons U woord studeer dat die outeur, die Heilige Gees, ons harte sal aanraak en ons sal help verstaan die boodskap wat U vir ons daarin opgeskrywe het. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.